Baie welkom by ons derde deel van ons Pinksterdienste. Ons wil u aanhou uitnooi, moenie vergeet van môre aand se Pinksterdiens nie. Ons skakel ook so by 6:00 oor. Sondagmôre 8:45 skakel ons nasionaal met ons oor na ons hoofkantoor Facebookblad waar pastoor Marius ons moderator dan ook met ons gaan spreek. Ons het reeds gepraat die laaste 2 aande oor die werk van die Heilige Gees en die krag van die Heilige Gees. Die Heilige Gees is die krag van God, verskoon die knoop van die tong. Ek wil vanaand met u kort stil staan by hoe kan ek gedoop word met die Heilige Gees? 'n Vraag wat baie keer gevra word en mense onsekerheid oor het. Ek gaan vanaand vir u so 'n paar Bybelse riglyne aan u oordra. Moet my nie kruisig daarvoor nie. Dis nie ek wat dit sê nie, dis die woord van God wat dit sê. Dit maak dit net makliker. Verdra my wanneer ons stil staan by hierdie punte. Ek wil eerstens voordat ons begin net vir u sê, onthou daar's nie 'n definitiewe formule van hoe dit gebeur, waar dit gebeur en wanneer dit gaan gebeur nie. God laat hom nie toeskryf nie. Hy het sy tyd, hy het sy plek. Moontlik nie vanaand nie, moontlik môre aand. Moontlik nie in die kerk nie, moontlik by u huis. Ons weet nooit. Ons het in ons tye in Pinkster al uitgevind en in die Pinksterbeweging al uitgevind dat die Here doop mense partykeer op 'n plek wat dit die minste verwag. Ek het my eie rede hoekom ek sê die Here dit doen, maar ek wil nie daarby stil staan vanaand nie. Ek wil vir u aanmoedig, moenie die Here voorskryf van wanneer en hoe u dit wil hê nie. Laat die Here dit doen op die manier soos wat hy dit wil vir u gee. Plaas u self net so bietjie in sy hande. Daar is, soos ek reeds gesê het, sekere riglyne in die woord van die Here wat ons kan help. En ek wil hê ons moet vanaand hierna kyk. Maar ek wil ook vir u net iets by u beklemtoon is. Die doping in die Heilige Gees, die gawe wat die Bybel praat van die gawe van die Heilige Gees, is net soos ons redding, onverdienstelik. Ons het niks gedoen om ons redding aan die kruis te geniet nie. Die prys wat Jesus vir ons betaal het hy gedoen uit genade. Paulus sê dit aan die Efesiërs in Efesiërs 2:8, want uit genade is julle gered, deur die geloof en die uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Maar hy kom dan so 'n bietjie later in Galasiërs en hy skryf dit amper in dieselfde gedagte oor die doping in die Heilige Gees en oor die gawe van die Heilige Gees. Ons vind in Galasiërs 3:2, kom hy en hy sê, dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Die vraag, het julle die Gees, hy verwys na die Heilige Gees, ontvang uit die werke of uit die prediking van die geloof? Het hy wat julle dan die Gees verleen en kragte onder julle werk, doen hy dit uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? En dan kom hy, 2 keer het hulle die vraag gevra. Hier in vers 13 sê hy, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word, dat ons die belofte van die Gees deur die geloof kan ontvang. Een van die punte wat baie belangrik is dat ons moet geloof daarin het. Ek moet verstaan waaroor die Heilige Gees gaan. Ek moet verstaan wat die werking van die Heilige Gees is. Ek moet verstaan dat die Heilige Gees is die krag van God. Ek moet ook verstaan dat die Heilige Gees is daar om my toe te rus, met nuwe krag, om uit te gaan. Ek moet die Heilige Gees in sy hele wese verstaan, geloof in dit het, geloof in die doping met die Heilige Gees, geloof in die gawes van die Heilige Gees, en ek sê vir u sal agterkom, dit raak so bietjie makliker. Net 'n paar praktiese wenke, wat u kan help, wat ek in die skrif dan ook so vir u wil bevestig. In Handelinge 2:38, kom Paulus met 2 punte. Die eerste een is, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word.
Hy praat hier eintlik van die inwoning van die Heilige Gees. Hy sê, ekskuus as ek dit herhaal, hy sê, en laat julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Ongeredde mense het nie deel hieraan nie. Die oomblik wat ek my bekeer, my laat doop, kry ek daardie invulling, daardie inwoning van die Heilige Gees in my lewe. Maar ek moet die geloof dan ook daarin stel, soos wat ons reeds gesê het. Baie keer, dan dink ons dat hierdie saak is maar net nog 'n saak. Ek wil u aanmoedig deur vir u te sê, die doping in die Heilige Gees, die Heilige Gees in u lewe is nie maar net nog 'n kerksaakie nie. Dis 'n Bybelbeginsel wat ons lei tot baie groot oorwinnings en waardes in ons lewe. Die volgende eens wil ek vir u sê, is 'n punt waarby ek agtergekom het dat mense, ek het dit aangehaal in 'n vorige boodskap, nie meer die verwagting het, wanneer hulle by mekaar kom, dat hulle gedoop gaan word met die Heilige Gees nie. Jesus skryf, en hy sê, ek sê vir julle, dat hom wat dors het, laat hom na my toe kom en drink. Johannes 7:37. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water, sal uit sy binneste vloei. En hy het dit gesê van die Gees, wat die sou ontvang, wat in hom glo. Maar hy sê, hulle wat dors het, hulle wat die verwagting het, hulle wat die afwagting het, hulle wat met hulle hele wese vashou daaraan, dat dit gaan gebeur. Ek wil vir u sê, dis nie iets wat jy net instap en koop op 'n rak soos een of ander ou boekie of iets en jy stap daar uit en jy het dit nie. Dis nie soos 'n kar wat jy koop en sê, ek het die begeerte na hierdie kar, hier's die geld, ek koop hom. Dis nie 'n gawe wat jy kan koop nie. Jy moet die verwagting daarna uit, jy moet dors daarna, jy moet smag daarna om te sê, ek wil gedoop word met die Heilige Gees. Salig sê hy, is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word, Matteus 5:6. Hulle wat honger en dors na die geregtigheid. Die Gees van God is deel van ons geregtigheid. Hy wat honger na hom, hy wat dors na hom, hy wat absoluut weet, ek kan nie sonder dit nie, sal definitief salig gespreek word. Baie min mense bid nog vir die doping in die Heilige Gees. Weet jy, dit was een van die groot rolspelers in die gelowiges van die Bybelse tyd, is hulle was gedurig saam in gebed, toe hulle gedoop is met die Heilige Gees. Ons vind dit in baie gevalle, dat mense nie eers, ek het dit op 'n vorige geleentheid ook genoem, nie eers 5 minute of 10 minute in gebed spandeer, spesifiek juis vir die doping met die Heilige Gees nie. U sal agterkom, gaan praat so 'n bietjie met oues van daar wat gedoop is met die Heilige Gees, en u sal agterkom dat daar was 'n spesifieke faktor, al hierdie goed het 'n faktor gehad, maar gebed was een van die grootste faktore vir die doping met die Heilige Gees. Ons kan dit nie net instap en sê, ag, nou gaan ons dit kry nie. By die deur uitstap en sê, ag, die Pinksterbidure was onderdeur, die Pinksterdienste was onderdeur, ek het niks ontvang nie, ek is nie gedoop met die Heilige Gees nie. Die verantwoordelikheid rus by u en my. Bid u nog vir die doping in die Heilige Gees? Ek het reeds gesê, jy moet volle geloof hê daarin, volle vertroue daarin, en glo dat jy dit gaan ontvang. Ag, is nog 'n Pinksterbid hier. Ons gaan maar met die hoop, miskien sal iets gebeur. Ek wil vir u sê, nie miskien nie. As jy geloof het daarin, as jy volmaakte vertroue het daarin, ek vra u vandag, ek wil u uitnooi deur te sê, toets so 'n bietjie hierdie waters. Kry hierdie notas by my. Werk daardeur. Werk op hierdie punte. Maak seker die saak met God is reg. Maak seker, u smag u te verwagting daarna. Bid sonder ophou vir hierdie saak en staan vas in volle geloofsvertroue oor wat gaan gebeur. Baie keer vind ons dat mense stel hulle self nog beskikbaar vir die sondige natuur daar buite, wat by my volgende punt bring, is gee jou volkome oor aan die Here.
Want u sien, die Heilige Gees soek 'n rein, suiwer kanaal. Ons kan nie met ons een hand aan die sonde vat en met die volgende hand verwag om die gawe van God in ons lewe te kry nie. Jesus het dit geontvang omdat hy rein was. Die disippels het dit geontvang omdat hulle rein was. Hulle het 'n saak met God gehad. Romeine 6:13, die wel onbekende skrif sê, moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julleself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Ek wil u aanmoedig in hierdie kort leringkie, stel u self volkome tot beskikking van die Here. Word 'n werktuig, word 'n instrument in sy hande. Baie mense dink, hulle kan eers vir die Here werk as hulle gedoop word met die Heilige Gees. Daar is mense deur die jare wat dit ook so voorgestel het. Ek wil vir u sê, wanneer jy jou hart en jou lewe aan Christus gegee het, en die Heilige Gees het binne in jou begin woon, begin werk vir die Here, begin te opereer, begin te funksioneer, en ek wil vir u sê, hoe meer jy jou ledemate, hoe meer jy jou liggaam oorgee, om deur God gebruik te word, hoe vinniger, hoe kragtiger, hoe meer effektief gaan dit wees die dag as die Here u gaan doop in die Heilige Gees. Werk vir die Here, al is u nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Stel u ledemate, stel u liggaam tot beskikking van God se geregtigheid, van sy diens. En u sal sien dat die doping met die Heilige Gees kom so bietjie vinniger, so bietjie makliker. Hierdie is dingetjies deur die lewe wat ons agtergekom het, deurbrake in mense se lewens begin doen het. Ek wil u 'n getuienis vertel. Ons het jare terug, het ons die gebruik gehad tydens ons konferensies, om altyd by ons kerk in Pretoria, by ons konferensiefasiliteit, het ons 'n kelder onder, en daar het ons altyd gebid vir die doping met die Heilige Gees. Daar het ons ook wonderlike getuienisse beleef, mense wat gevul is met die Heilige Gees in krag. Maar ek sal nooit vergeet, een aand toe daar 'n broer inkom, en hierdie man het die smagting. Ek lees dit op sy gesig. Hy het naderhand op sy knie geval, die trane het oor sy wange geloop. En in daardie aand inspireer die Gees van die Here my. Ek vat hom een kant toe, ek sê vir hom, vriend, jy het alles. Jy het 'n lewe wat getuig van God. Jy het 'n lewe wat getuig van God se heerlikheid en geregtigheid. Jy's 'n man, ek kan sien, jy het die verwagting om gedoop te word met die Heilige Gees. Maar wat is daar? Kom ons staan stil. Wat is daar wat jou stop om gedoop te word met die Heilige Gees? En ek en hy begin te gesels. En in 'n oomblik toe vind ek uit, hy het 'n saak van verbittering. 'n Saak wat hy iemand nie kon vergewe het. Was hierdie die blokkasie? In hierdie geval ja, dit was. Ek raai hom toe aan om sy saak met hierdie mense te gaan regmaak. En sy saak te gaan in oënskou neem. Wat hy dan toe ook doen. Hy het vertrek daarvan en hy het hierdie saak gaan regmaak, en toe ons weer by mekaar kom, en hy stap in die aand en met 'n opgewondenheid weer met daardie verwagting, toe kom ek agter, hier is iets anderster vanaand, en ek wil vir u sê, dit was so oombliklik toe ons begin bid, en die krag en die Gees van God begin te funksioneer, toe sy een van die eerstes, wat vrylik begin, om die Here te loof en te prys, in die taal wat God hom toe mee vervul. Ek wil u aanmoedig, maak u hart skoon, maak u gedagtes skoon, stel u self tot beskikking, hou volle geloof in God, bid, en ek beloof vir u, u sal in verwagting nie teleurgesteld wees nie, dit gaan gebeur. Ek sluit af. Romeine 12 vers 1, een van die alonbekende skrifte in die woord van die Here. Dit vervat nie hier enige iets oor die doping met die Heilige Gees nie, maar ek wil spesifiek met hierdie skrif afsluit. Ek is baie lief vir dit. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, 'n heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie,
maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. U sien, die dooping in die Heilige Gees is deel van ons geestelike groei. Dis deel van ons toekoms in die Here. Maar as ons onsself tot beskikking van alles stel, nie die verwagting het nie die geloof het nie die gebedslewe het nie, dan kom ons agter dit raak moeiliker en moeiliker. Jy sien, die dooping met die Heilige Gees het nie nodig om moeilik te wees nie. Jy het nie nodig om eers te twyfel nie. As jy hierdie paar punte kan in jou lewe nastreef, wil ek vir u waarborg, jy sal terugkom met 'n getuienis van heerlikheid en van krag. Ek wil u ook aanraai, moet nou nie dink dat wanneer jy hier uitstap, of jy vanaand by die huis uit sê, ag, ek gaan hierdie goedjies gou doen en dan gaan ek gedoop word met die Heilige Gees nie. Hierdie gaan deur 'n volgehoue verhouding met die Here, partykeer in jare. Ek weet van kragtige mense wat vir die Here gewerk het. Hulle was etlike jare wat hulle betrokke was by rade, by eegrade, sonnaskoolrade, kerkrade, en hulle was nog nie gedoop met die Heilige Gees nie. Tot op 'n sekere dag, toe vat die Here hulle en hy doop hulle met die Heilige Gees in krag en in heerlikheid. Weet jy dat baie keer is daar iets in my lewe wat ek self doen wat die beperking is, dat ek nie geloof het om gedoop te word met die Heilige Gees nie. Ek kuier vanaand bietjie met u. Ek raai u aan, vat hierdie paar puntjies en begin in u lewe hard werk daaraan en weet dat die guns van die Here u gaan omstraal. Ek vra u om saam met my te bid. Vader, ons dank ons eer, ons loof u wonderlike naam. Ons het u hand nodig. Ons het die leiding van u Heilige Gees nodig. Ons het die krag van die Heilige Gees nodig. Die krag van God om ons te help, om ons te leer. Here, help ons dat ons sal terugdraai na die woord van die Here. Onomwonde sal vashou aan waardebeginsels. Ons liggame sal stel as 'n lewendige heilige God welgevallige offer. En liewe Here, dat ons daardeur dan ook die oorwinnings behaal. Here, hulle wat reeds in verwagting is, hulle wat in afwagting is, Here, al vir jare met die dooping met die Heilige Gees, bid ons dat u 'n vervulling vir hulle sal bewerkstellig in Jesus naam. Maar Vader, ons bid ook, rus ons toe met krag om die stryd wat voor ons lê in oorwinning te stry en die grootheid van die Here te kan openbaar. Gaan met ons verder, liewe Here. Hou ons so diep en dig onder die kosbare bloed in Jesus naam. Amen en amen. Vanaand is so bietjie meer intens, bietjie meer vermaanend gewees, maar ek wil u aanmoedig. Gebruik dit tot lof en eer van ons koning Jesus. En u sal die getuienis dra van 'n goddelike vervulling van heerlikheid. Mag die Here u seën.